Is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend, Darren Harwood. He's the area business manager for KZN Husqvarna. Darren, good morning and welcome. Morning, Duby. Thank you for having me. So Darren, what should homeowners be looking for if they're buying a first-time chainsaw? Okay, the first thing is you want to buy from a reputable company that can give you professional advice and sell you the right machine for your application. So although you might say you're a homeowner, you might have a different requirement to other people. So we've got a few different ranges of chainsaws models in our range, which will handle different applications. So depends, are you cutting some firewood at home, or have you got a fruit tree that's broken, you want to cut up some branches? So it's important for us to know what machine you want and what you want to do with that machine, so we can sell you the right machine for your job, and that something's going to last and give you longevity and be comfortable for you to use. So Darren, can you briefly explain how do battery chainsaws compare to the normal petrol chainsaws we know and use at home? So battery is a brilliant alternative. What makes battery easy is the ease of use. So with a petrol machine, you've got to make sure you run it constantly so that you don't have issues with carburetors gelling up. Where with battery, you buy your battery and you've got different size batteries for different size machines. You plug that in and you start the machine. There's still maintenance you need to do. You need to maintain your chain and make sure that's nice and sharp, but they are really easy to use and they are comfortable and ergonomically designed so that the operator is safe and he can do his job easily and without any issues. So Darren, can you explain to us what safety features make modern chainsaws more suitable for non-professionals like us? So with Husqvarna, no matter what saw you buy, if it's a residential, a landowner or commercial saw, all our chainsaws have the same safety requirements and safety features built into the machine. So it starts from your machines, your on-off switches, chain brakes, wraparound handles, low kickback chains. We've got all the features that you need on a machine to keep you, the operator, safe in that. Another thing besides safety features, an important thing that you must always look at the chainsaw is your personal protective equipment. You need to have the correct trousers, helmets with ear and eye protection, and gloves to keep the operator safe. So one of the biggest questions is, which one of Husqvarna's chainsaws is your favorite, and maybe tell us why? Yeah, I'd say my definite favorite is the battery equipment. The beauty about it is just the ease of use and that. And if you've got your battery and charger, you can then go to any other machines in the range, be it a hedge cutter, a pole saw, a push lawnmower, a blower. They all take the same battery. And it's just it's so easy to use. You don't have any emissions, the vibration is less, and it's just really comfortable and easy to use. And the noise factor is a huge plus. So Darren, if somebody watched this interview this morning and they want to get in contact with you guys, how can they go about that? It's very easy. You can go onto our website and there's all our contact details there. There's also all our social media tags on Facebook and Instagram. And then you can also contact any of our dealer networks around South Africa. Darren, thank you so much. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend, Darren Harwood. Hy is die area business manager vir KZN Husqvarna. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. We are Husqvarna.
Is nou geskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend Jackie van der Westhuizen. Sy is 'n veldbeampte by die Fonds vir Bedreigde Spesies se Afrika Kraanvoël Bewaringsprogram. Jackie, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Ja, môre Doopie. Dankie vir die uitnodiging. So Jackie, na amper 20 jaar is die Suid-Afrikaanse kraansensus terug. Hoekom het julle besluit dit is nou die regte tyd om weer hierdie te begin? Wel, soos jy nou gesê het, ons het dit 20 jaar laas gedoen. En hierdie is nou basies net om die areas te probeer identifiseer waar hulle kan waar hulle voorkom en die populasie te probeer vasstel. Ons kan nie oral wees nie. Ons werk hoofsaaklik in Natal, Mpumalanga en in die Oos-Kaap, bietjie in die Wes-Kaap ook, maar daar is plekke waar ons nie kan uitkom nie en dit is hoekom ons hierdie nou doen. Wel, Jackie, miskien kan jy 'n bietjie meer uitbrei daaroor want die vorige sensus het baie staat gemaak op gewone Suid-Afrikaners. Hoe groot rol speel die publiek spesifiek hierdie keer in hierdie sensus? Hulle speel 'n baie groot rol. Wetenskap is gewone mense soos ek en jy wat nou rondry as hulle 'n kraanvoël sien of enige spesies sien wat nou van belang is, hulle kan dit rapporteer. En daai inligting wat hulle versamel is baie belangrik. Ons gebruik dit vir navorsing. Dit is dataversameling, jou dataklassifikasie. Dit wys ons mense kan betrokke raak deur al hierdie goed aan te meld en vir ons te vertel presies waar hulle sien. Ek neem aan dit sal ook dan nou bietjie help as jy as Jan publiek nou weet hoe om die verskillende kraanvoëls te identifiseer sodat jy 'n bietjie meer van 'n akkurate waarneming kan aanmeld. Definitief. Baie keer kyk in Suid-Afrika kry ons 3 verskillende kraanvoëls. Jy kry 'n lelkraan, 'n bloukraan en die mahem. Maar baie keer word hulle die mekaar geraak. Jy weet, baie mense neem aan dat 'n reier raak die mekaar met 'n reier en 'n bloukraan of 'n ooievaar en 'n lelkraan. So dit is baie maklik om hulle te identifiseer. Lelkrane en al die kraanvoëls het baie lang reguit nekke. En hulle is van die grootste voëls in Suid-Afrika. Die ooievaars, hulle is 'n bietjie kleiner, hulle snavels is 'n bietjie groter en nie so skerp nie. En dan jou reiers aan die ander kant, hulle is nogal kleiner, maar hulle snavels is baie skerp want hulle gebruik hulle om hulle prooi te steek. Hulle is meestal altyd in vlei lande gekry. Jackie, is daar 'n spesifieke plek wat jy of 'n webtuiste wat jy mense na toe kan verwys om spesifiek te gaan kyk na die verskil tussen hierdie kraanvoëls en om bietjie meer te leer oor die verskillende spesies? Ja, mense kan of na ons webwerf toe gaan, dis ewt.org of die International Crane Foundation. Daar is blaaie daar waar mense kan al die verskillende kraanvoëls kan gaan kyk, ja. Nou, julle gebruik nou WhatsApp om hierdie waarnemings in te samel. Hoe werk dit en hoe maklik is dit dan nou vir iemand om deel te neem aan hierdie sensus? Dis verskriklik maklik. Al wat hulle moet doen is as hulle nou rondry of hulle kan 'n naweek die naweek wat ons dit gaan doen is oor die 24ste tot die 27ste Julie. Al wat ons soek is as hulle nou die aantal as hulle kraanvoëls sien, hulle moet eerstens net seker maak hulle weet presies wat die een dit is, dit identifiseer, hulle kan dan net die aantal wat hulle gesien het en alle lokasie. So of dit net 'n dorp is of 'n lokasie op hulle selfoon, 'n pinlokasie, en hulle stuur dit na ons WhatsApp nommer. Daar's ook ons het ook 'n QR code wat hulle nou kan scan en al die inligting kan daar ingevul word. Nou Jackie, julle wil uitvind of die veranderinge wat ons in kraangetalle sien regtig gebeur. Hoekom is dit so belangrik om hierdie getalle te bevestig? Dit is baie belangrik want ons het 'n goeie idee van wat hulle getalle is, maar as hulle getalle toeneem of daal, dan weet ons moet bietjie meer aandag in daai spesifieke area spandeer
en kyk hoekom is daar 'n daling of kom is daar 'n toeneming. Dit kan jy weet so dit is belangrik vir ons dat ons kan vasstel presies hoe suksesvol hulle is en wat ons kan doen en as daar enige probleme is, ons kan dit probeer uitsorteer. So jy het spesifiek ook genoem die Mayhem het 'n bietjie goeie nuus gekry deur van kritiek bedreig na net bedreig te skuif. Wat het gehelp om daardie verbetering moontlik te maak? So dis eintlik die lelkrane wat so geskuif het. Hulle was afgeskuif 2 jaar terug. Hulle was kritiek en hulle is nou net bedreig. Dit was net baie bewaringswerk tussen wat ons gedoen het, die boere waar jy hulle kry. Baie van hulle habitat is goed bewaar. En dis net nou samewerking tussen ons en die boere en hulle getalle het opgekom. Die Mahems wat jy nou na verwys het, hulle nommers is ook, hulle is nou ook bedreig en die bloukraanvoëls is kwesbaar. Maar jy het ook in die artikel het jy genoem dat in Mpumalanga lyk die prentjie effens anders. Hoekom is julle bekommerd in daai area spesifiek? Mpumalanga het omtrent 20 jaar terug die tweede grootste populasie lelkraanvoëls gehad buite KwaZulu-Natal. En ons het nou agtergekom, ons het gegaan van 45 broeipare na net 4 in die laaste 20 jaar. So ons het nou 'n projek begin, 'n navorsingsprojek begin om te probeer uitvind presies hoekom daar so groot daling is en wat het verander van 20 jaar terug en nou toe. Want dit is 'n baie belangrike populasie wat ons daar het. So ons moet probeer uitvind wat het daar gebeur en hoe ons dit kan regmaak. Die bloukraan is natuurlik ons nasionale voël hier in Suid-Afrika, maar die getalle bly afneem. Wat is die grootste rede vir die afname? Wel, dit is habitatsverlies. Daar's mynbou, maar die grootste ding is habitatsverlies. Ja, dit is net daar's net al die plekke waar hulle gewoonlik sal kry is besig om af te neem en ons moet 'n manier kry om dit te stop. Sal dit ook nou een van die redes wees hoekom jy gesien het dat die bloukraan al hoe meer na ander dele van die land beweeg? Dit is so, ja. Jy weet as dit is normaal. As jy gewoond is om in 'n sekere plek te wees en jy daar's 'n jou kos en alles wat jy daar kry is genoeg. As daai goed alles weggevat is, jy gaan natuurlik ander plekke soek waar jy gaan dieselfde goed kry. En ongelukkig dit is nou as jy jou habitat verloor en aanhou verloor, ja, hulle gaan net minder en minder raak. So wanneer presies gebeur hierdie sensus en hoe kan die publiek betrokke raak? So die sensus word gedoen oor die laaste naweek van Julie, 24ste tot die 27ste Julie. Daar is 'n selnommer wat hulle kan skakel of net WhatsApp. Hulle stuur 'n WhatsApp na hierdie nommer en die inligting wat ons nodig het is die aantal kraanvoëls wat hulle gesien het, die tipe kraanvoël wat hulle gesien het en die area waar hulle gekry het. So daar is 'n QR-code wat 'n mens kan scan of die WhatsApp-nommer gebruik. En wanneer hierdie sensus nou klaar is, wat hoop julle gaan die grootste verskil wees wat die nuwe data vir die kraanbewaring kan maak? Wel, ons hoop ons gaan 'n baie groot toename sien in al die voëls. Maar wat dit beteken vir ons is ons sal 'n beter idee kry, 'n beter prentjie hê van waar jy al die kraanvoëls kry. Want soos ek gesê het, op die oomblik ons weet waar hulle is. Ons het met die lelkraanvoëls, ons weet waar hulle, ons het historiese neste waar ons hulle gekry het oor die laaste 30, 40 jaar. Maar hulle beweeg nou in ander dele van die land en dit is wat ons nou wil probeer uitvind waar. So dit is meer dat ons uitvind waar hulle nog verder in die land is. Jy weet, ons kan nie oral wees nie en dit is hoekom ons het die oor van die publiek nodig om ons te help om dit nou te bereik. En die inligting wat ons hier kry, enige persoonlike inligting wat ons hier kry van mense
sal glad nie gedeel word met enige iemand nie. Hierdie is net om te bevestig die populasie aantalle van al die kraanvoëls in Suid-Afrika. Jackie, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit. Dis Jackie van der Westhuizen, 'n veldbeampte by die Fonds vir Bedreigde Spesies, Suid-Afrika Kraanvoël Bewaringsprogram. Dis al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan kuier ons weer môreoggend saam.